daaroor het dat elke mens die stem van die Here sal ken. Amen. Nou, kyk, ons kry boodskappe elke dag. Dan as daar 'n boodskap wat kom, goeiemôre, Dok Matt wat praat. Nou weet ons, dis Dok Matt. Dis dit nie waar nie. Dan kom 'n ander keer, goeiemôre, groet in die wonderlike naam van Jesus. Strydo. Dan kom 'n ander keer, goeiemôre, groet julle in die wonderlike naam op hierdie geseënde, fantastiese, lekker maandagmôre. Wie's dit? Was dit denk, ek ken hom, dat hy is boodskap. So die stem vertel 'n storie dat jy weet wie dit is. It's all in the voice. Amen. Daar in Amerika is daar 'n kompetisie wat hulle opnoem The Voice. En wanneer jy ouens se stem hoor wat vir hulle doeltreffend klink, dan draai hulle om en dan aanvaar hulle daai. Baie keer dan draai al 4 die judges of al 3 die judges om, omdat hy stem so belovend klink. En vanmôre wil ek vir jou vra, ken jy die stem van die Here? Amen. Dit is so noodsaaklik dat jy die stem van die Here gaan ken en nie gaan luister en verstaan hoe kom ek vanmôre rondom hierdie goed met jou wil praat. Prys die naam van die Here, kom ons lees saam met die woord van die Here. Tot eer van die naam. Johannes 10 vers 27 sê die woord van die Here, my skape luister na my stem. Is jy vanmôre die skaap van die Here? Amen. Wie sheep is God? Amen. So, ons as sy skape luister na sy stem, en ek sê verder, en ek ken hulle, en hulle volg my. Volgende vers 28, en ek gee aan hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Tot sover die Here seën vanmôre hierdie geleesde woord tot elke hart. Nou vir die ouer gade, in die dae toe daar gehoorsame kinders en streng ouers was, as jou ma of jou pa gepraat het op 'n sekere toon in hulle stem, dan weet jy, nou moet jy luister. Daar's nie van terugpraat of niks nie. Jy weet, by daai stem, don't try and pull a move, want jy gaan tweede kom. Jy gaan short kom. En vandag se dag gelukkig is dit nou anders. Die kinders praat en dan luister die ma en die pa. Ek nie in al die huise nie, maar ek die majority van die huise. Is dit so? Is dit nie waar nie? En hoor, selfs die klein ouetjies is al geleer. Hulle vertel hulle. Nee. Reg, nee. Ek sal nooit waag van my pa te gesê nie. Nooit. Dit gaan vanmôre oor die stem. My skape ken my stem. Ek wil nie met my bly vanmôre. Ek gaan julle 'n ware verhaal vertel. En toe ek hierdie hoor, toe trigger dit hierdie boodskap in my hart tot in die wese dat ek na hierdie video luister met trane in my oë en ek besef werklik waar dit kan net God wees. Wat op hierdie unieke manier so kan werk. Nou die storie gaan soos volg. 'n sekere advokaat, hy en sy vriend, is in 'n sekere dorp, en hulle is op die lughawe en hulle moet terugvlieg na waar hulle vandaan kom. En hy loop toe 'n pastoor raak wat daar is. En ek sê, what you doing? Ek sê, nee, ek is op pad terug huis toe.
Ek sê, weet jy wat, ek is hier, ek het 'n vliegtuig hier, kom ry saam met my. Ek sê, nee, ek het my kaartjie. Ek ry in 'n groot aeroplein. Ek ry in my aeroplein met my kaartjie. Ek sê, nee, die pastoor hou toe alleen. Op die einde van die dag toe is die advokaat, sy vriend, saam met die pastoor in hierdie klein vliegtuig. En hulle loop so om die vliegtuig, alles is mooi, die tyres is reg, is mooi skoon, alles is reg. En staat die motor, trek na die baan waar jy moet opstyg, en alles is 100%, en hulle styg op, en daar's geen probleme nie. En na so 5 minute, toe sê die pastoor, wat nou die pilot is, sê vir die ou, we've got a problem. Ek sê, what's that? Ek sê, there's clouds in front of us, en ek kan nie in wolke ry, as ek in wolke ry, dan pas ek uit. En hierdie man besef toe, hier's 'n probleem. So waar is vet, toe hulle in die wolke in beweeg, kyk die pilot so en hy begin en sy oë omdop en sy uit en nou is hulle 2 ouens sonder 'n pilot in hierdie vliegtuig. En wat doen jy? Wat sou jy in so 'n geval doen? Jy kan nie die keer op maak en uitspring nie. Daar's nie 'n handpiek dat jy handbrake turn kan vang nie. Jy moet hulp kry. Want in die groter vliegtuie is daar soveel knoppies en goedes wat enige mens nie kan hanteer nie. En jy ook sê, jy gaan ry jou. En ek gee dit toe vir die advokaat agter en hulle ken mos nie al die woorde goed wat jy nie moet sê nie. Weet die taal wat jy nou gebruik op die lig en hy sê net vir hulle hallo. En hy sê hallo. En hy hoor toe 'n stem wat neerkom. Hallo. Can I help you? En hierdie ou antwoord, hy sê, we've got a problem. We've got a pilot that's passed out with an airplane that's flying in the clouds and we are in a storm. En die ou wat hom geantwoord het, was in 'n vliegtuig naby hom. En ek sê, okay, weet jy wat, ek gaan om jou sirkel, totdat ek die beheer ouens in die hande kan kry, dat hulle met jou kontak maak en jou kan help, want jy het 'n probleem op hande. Jy het 'n probleem. Vanmôre wil ek vir jou vra, hoeveel keer was jy al in so 'n situasie, dat iemand vir jou sê, nou het jy 'n probleem. You've got a problem on hands. En luister na hierdie boodskap vanmôre, want ek wil jy moet weet, daar's 'n antwoord. Daar is 'n antwoord, daar is 'n uitkoms. Daar is oorwinning, daar is 'n deurbraak. God is op beheer. Amen. Kom ons gee maar lof en prys die wonderbare naam. En toe kom daar 'n stem deur, 'n ander stem. Hello, this is so and so from Alaska, waar ook al die beheertoring is. How can we help you? En ek verduidelik weer die hele situasie. Met 'n vliegtuig hier, die pilot is uitgepaas, ons is in 'n storm. En ek sê, ons gaan nou iemand kry wat jou gaan help. En binne die volgende minuut of 2, toe kom daar op. Hy sê, wie ook al hy sy naam is, hy sê asseblief, vra jou nou baie mooi. Ek was al baie keer in die situasie, en baie mense wat nie na my stem geluister het nie, moes ek ontskou hoe dat die vliegtuig teen 'n berg vasvlieg, en almal is op slag dood, so jy het nou nodig om na my stem te luister. Jy moet luister na my stem, moenie na geen ander stem luister nie. Moenie na die stem in jou gedagtes luister nie. Luister na my stem. En
Hy reël toe dat al die vliegtuie in die area, net waar hulle is, net sirkel, want hulle kan nou nie al die vliegtuie laat land nie, want hier is 'n krisis op hande. En hy sê, see die ou in die vliegtuig, behind the storm and the plane is being thrown from left to right. Hierdie vliegtuig word rondgeskit en rondgegooi. Hier is 'n massiewe storm om ons, die wêreld slaan hierdie vliegtuig. Ek weet nie wat om te doen nie. Weer sê die man, listen to my voice. Don't look at the storm. Moenie na die storm kyk nie, maar luister na my stem. En hoeveel maal kyk ek nie na die storm, dat ons nie na God se stem luister nie. Dat ons deur die storm oorweldig word. Dat die storm ons oorweldig, dat ons dit nie kan maak nie, maar ek wil hê vanmôre, hoor my, luister na sy stem, halleluja. Luister na sy stem. En hy sê vir hom, alright, you're going to have to make a U-turn. Jy moet draai, want die naaste vliegtuig aan jou, of die naaste lughawe aan jou, is die ene waar jy opgestyg het. So jy moet omdraai, dit is nou al 'n paar minute verder, heel wat verder. Hy draai om en weer eens sê die ou vir hom, just listen to my voice. I'm going to make sure that you and your friend land and are safe, that you will live through the storm, that you will know that if you listen to the voice, as jy na die stem luister, gaan jy lewendig hierin kom. Hy draai om en is nog steeds net wind en reën en storm en weerlig. Nou kom ons stem deur, hy sê, daar's 'n liewertjie of jy moet hom nou trek dat jy bietjie kan laer kom. Dan moet jy mooi kyk. Ek gaan ligte aansit. En jy moet in die middel van hierdie ligte moet jy inkom vir die landingsstrook. En jy moet daar kom land en hy sê die ligte is in 'n vorm van 'n kruis. Vanmôre wil ek vir jou sê, luister, daar's nie 'n beter plek om te land as by die kruis van Jesus van Golgotha. Halleluja. Dis die veiligste plek. En baie keer land jy in 'n verkeerde plek en you don't make it. Vir die ouens wat nie weet nie, ek het so 'n paar weke terug gehoor van die Nederlands familie van die Keiter groep. Die pa, die ma en die suster en haar man in 'n vliegongeluk is oorlede. Hulle was op pad Alaska toe om op die boot te klim met die Keiters. En hy vliegtuig het dit nie gemaak nie. Hulle is nog besig om die hele saak te ondersoek. Maar ons keer nou terug na jou. En ons luister vanmôre, luister. En ek sê, right, ek sien nie ligte, maar ek seker 7 keer probeer om daai vliegtuig daar te kom land, want dit is die eerste keer wat hy nou 'n vliegtuig hanteer. Maar weet jy, die vliegtuig geland, uitgeklim, dat ouens gekom en mekaar gedruk en gehuil en gesê, well, you made it. And I said, you know what, I just had to listen to the voice. I just had to listen to the voice. Hy sê die aand gaan slaap hulle, is toe aangeboek by 'n plek en die volgende oggend 4:00 is daar 'n klop op sy deur. En hy maak die deur oop, hy sê I'm Brian, of wat ook al sy naam is. En toe die ander ou praat, sê you the voice. Hy het die man nog nooit ontmoet nie, nog nooit gesien nie, maar toe het hy stem hoor. Sê you the voice that got me through the storm. You the voice that changed this whole situation. It would have been destructive. Ek moes dood gewees het. Maar deur jou stem kon ek vanmôre hierdie deur oopmaak.
dat mekaar 'n druk gee en waardering. En vanmôre wil ek vir die kerk van die Here sê, luister, as daar 'n tyd is dat ons na die stem van die Here moet luister, is dit in hierdie dae waarin ons leef. Die woord van die Here waarsku ons van valse profete, manne wat dit lyk asof die waarheid is. Dit lyk asof dit reg is, maar ek wil jou sê, luister, ek wil net na een stem luister en sy naam is Jesus Christus, halleluja. There's only one voice, hallelujah. En dit is die stem van Jesus. Hoe hoor ek hom wanneer hy praat? Listen to me, this is the secret this morning. Jy moet in verbinding met hom wees. Jy moet daai radio vat en sê, Jesus, ek het jou hulp nodig. Jy moet daai radio vat en op jou knieë sak en sê, Here, ek is in 'n storm. Jy moet daai radio vat en sê, Here, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Here, my kinders is vasgevang in dwelms. Here, daar's probleme, maar ek wil môre vir jou sê, luister na die stem van die Here en ervaar oorwinning, halleluja. Want hy sal vir jou die antwoord gee. Ek het al soveel mense in die lewe gevra vir hulp, hoor my dan, gee hulle vir my totally die verkeerde antwoord. But when you talk to Jesus, he gives you the right answer at the right time. Het vanmôre 'n boodskap. Kortliks, Abraham kry 'n opdrag van die Here. In ander woorde, hy moes daai stem hoor. Die Here sê vir hom, Abraham, wat jou seun Isak, jou enigste seun, gaan offer hom, die berg Sinai. Nou hoor my, Abraham het 'n verhouding met God gehad. As Abraham na Sara toe moes gaan, ek dink ek het 'n rukkie terug iets anders rondom hierdie gepraat, maar hoor my, hy het nie na Sara toe gegaan en sê, hoorie, die Here nou vir my gesê, ek moet Isak gaan offer nie. Sara sou gesê, dis jy van jou kop af. Daar's nie 'n manier dat jy Isak. Ek het 100 jaar gewag vir hom. Hoe op dese aarde kan ek hierdie kind nou gaan offer? Maar Abraham het na die stem van die Here geluister. En die Here sê vir hom, wanneer jy by daai berg kom, en hy maak vir hom 'n stelling, hy sê vir hom, onthou, jy moet die mes vat, en die vuur, en jou seun. Al die ander ouens en al die ander goed moet agterbly. Nou hulle met 'n donkie, en paar diensmanne wat saam gegaan het. En die Here stel vir hom 'n spesifieke tipe hout, wat hy moet vat vir hierdie offer. Die Here sê vir hom, die hout moet gekloof wees. Gekloofde hout moet jy bring vir die offer met jou seun. En toe hy naby die berg kom, toe sê vir die seun, kom ek en jy gaan, die donkie bly hier, en die diensknegte bly hier, steek ek en jy in die vuur, wat moet na die berg toe gaan. Weet jy hoekom? Omdat hy nou die stem van die Here geluister het. He listened intensely to the voice. Hy het aandagtig na die stem geluister en dis waarom hy elke instruksie noukeurig en reg kon uitvoer. Baie keer gee die Here van ons opdragte, ons kom nie by een of twee van hulle uit nie. Ag, die Here gaan verstaan, die lewe is so gejaagd, is so teen mekaar. Dat is okay, die Here sal verstaan. Ek wil jy moet weet dat wanneer jy na hom luister, gaan alles in jou oukei wees nie. Wanneer hy met jou praat, moet jy luister. Die woord van die Here sê toe Abraham hierdie offer maak en die seun is reg en die vuur, alles is reg. En hy sy seun se lewe wil vat.
God het gesien dat die man gehoorsaam is. Hier komt die vraag vanmorgen. Is ons gehoorsaam aan die stem van die Here? Baie belangrik vanmorgen, is jy gehoorsaam aan die stem van die Here? Hy sê terug, geef vir my weer die 27ste vers. My skape luister na my stem. Nou die woord, my is met die hoofletter M, en die ek is met die hoofletter E, so dis Jesus wat die praat. My skape ken, en hulle luister na my stem, en ek ken hulle. Wil ek vanmorgen vir die kerk sê luister, die uur het aangebreek, that we've all been waiting for. Hoor my vanmorgen, die koms van die Here, dit kan nou gebeur. Dit is so naby, ek wil nie, jou ons wat dink, is nog ver, you better wake up. Hoe duideliker kan God toch met die wêreld praat, met dit wat aangaan, dit staan in jou Bybel, dit wat nou aangaan, en hoor my vanmorgen, jy kyk het op jou nuus, maar jy luister nie, en jy hoor dat jy die woord, en jy luister nie, vanmorgen roep die Here die kerk in orde, en hy sê, luister na my stem, luister na my stem, halleluja. As baie dae in my lewe wat ek gedink het, as ek maar net na my pa geluister het, so dinge dalk anders gewees het. En hier staan baie mense wat sê, as ek maar net geluister het. As is verbrande hout, sê dit mos. Kerk van die Here, hoor my. Wanneer hy met my jou praat, met ons ag gee, net soos wat hy vir Abraham die instruksie gee van gekloofde hout, heilig hout, 'n heilige offer, wat God van my en jou hê, dat ons hier sal inkom met 'n heilige offer, halleluja, dat ons sal hier inkom as gekloofde hout, dat die Here ons aan die brandkant steek tot eer van sy grootte en sy heerlike naam. Amen. Ek is nie ou wat baie braai nie, maar ek braai so nou en dan. Ek is soos 'n Barry Hilton, ons gaan nou braai. Maar dan braai sy oor 'n week. Maar hoor my, baie keer as jy braai, sukkel jy met die hout, is dit nie waar nie. Kyk, as jy nou nie firelighters het nie, en dit hou dit was, jy rond, jou papiertjie maar op, en jy pak jou hout in, dan wil jy hout nie brand nie. Ek het Desember maand na by Skotter, mamma se haardroer uitgebrand, en ek wil die vuur in die dou kry. Verkeerde hout. Die hout is nog nat. Vanmorgen roep die Here die herlewingsentrum in een, hy sê luister na my stem. Kom as gekloofde hout voor my aangesig. Ek wil jou vanmorgen sê luister, God kom vir 'n brandende kerk, nie 'n dooie kerk nie. Amen. So we've got to be on fire for Jesus. Waar was die dag waar die man aan die kerk fire? Amen. En dan val die vuurkrag van die Here. Dis die boodskap van die Here vanmorgen vir die Wesrand Herlewingsentrum. Luister na my stem. Daai ou in die vliegtuig, he was destined to die. Not yesterday, to die. He was destined to death. But because he listened to a voice that saved his life. Ek vanmorgen vir sy luister, sonder daai stem in my en jou lewe, ons is gedoem vir die hel. Ons is verdoem tot die dood, maar wanneer jy na sy stem luister, gaan hy vir jou lewe en oorwinning, lewe en oorvloed gee, wanneer jy na sy stem luister. En ek kan jou vanmorgen waarsku, ek wil jou waarsku, dat die Bybel waarsku ons van die antichrist wat gaan opstaan, en baie van die ouens wat Christus nie waarlik ken, die gaan dink, dis Christus. That's why it's so important
to know the voice of Jesus Christ. Hallelujah. So wanneer die antichrist kom, sal jy dadelik op daai stem kan hoor. Dis nie die stem wat ek ken nie. Ek ken die stem en die leeu en die stam van Juda. Halleluja. Wat lewe en oorwinning skree tot eer van sy goddelike groot naam. Ek wil vanmôre die eerste ou wees wat gaan opstaan. En vanmôre elke ou wat kyk op hierdie TV-kanaal, ek wil vir jou sê, luister na die stem van die Here, dit is belangrik. As jy nie van sy stem luister nie, sal jy sterwe. Want sy stem bring redding en lewe en oorwinning tot eer van sy wonderlike naam. Maar iemand vanmôre hier sit. Ek moet erken, ek was baie kere ongehoorsaam, dat ek nie na my stem geluister het nie. Maar vanmôre het die Here opnuut met my gepraat. En ek wil ag gee op die stem van die Here, wil ek jy uitnooi om op die voete te staan. Vanmôre en is die Here van nou af, in my lewe, gaan dit net die stem van Jesus wees. Hoor my, daar baie stem in jou kop, wat die reg en die verkeerd. En jou daar het al altyd 'n prentjie geteken van 'n engel die kant en die duiweltjie aan die kant. Kan jy onthou? Die hart van pak, met al die goedes in jou hart. Maar wanneer jy na die stem van die Here luister, skep hy vir jou 'n rein hart. Halleluja. Amen. And that's my prayer this morning. Here, skep vir ons 'n rein hart, dat ons na die stem kan luister. Is daar vanmôre man en vroue wat wil opstaan, staan op die voete, ons gaan saam bid vanmôre tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Halleluja.